Welkom by die laaste luistermeditasie van 2025. Dit is vandag Woensdag 31 Desember. En ons gaan saam lees uit Hebreërs 2 vers 10 tot 18 uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, bring my gedagtes tot rus. Help my om na aan U te kom, sonder om te stry, sonder om te pleit, sonder om enigiets te vra, behalwe om te mag wees in U stille teenwoordigheid. Gee my die geloof wat nodig is om my laste by U neer te lê en dit daar te laat. In ruil vir U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons lees saam Hebreërs 2 vers 10 tot 18. Dit was immers gepas dat hy vir en deur wie alles bestaan ten einde baie kinders tot heerlikheid te lei, die leidsman van hulle verlossing deur lyding tot volmaaktheid sou bring. Want sowel hy wat heilig maak, as hulle wat heilig gemaak word, is almal uit een. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers en susters te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal U naam aan my broers verkondig in die byeenkoms, sal ek U lof besing, en ook, ek sal my vertroue steeds in Hom stel, en ook, kyk hier is ek, en die kinders wat God my gegee het. In 'n dowwe Nashville motelkamer het Jason DeFord, ook bekend as Jelly Roll, na sy weerkaatsing in 'n spieël gekyk. Op 37 was hy enorm groot. 'n Produk van jare se vettige kos, laatnag toerbusetes en 'n hartseer wat net drank en dwelms kon stilmaak. Sy dokter het gewaarsku. Diabetes, hoë bloeddruk, slaapapnee. Jy is 'n wandelende tydbom, Jason. Dit was nie ydelheid nie. Dit was vrees wat hom gehelp het om die eerste tree na heelwording te neem. Hy wou nie sy dogter Bailey agterlaat nie, sy vrou Bunny alleen los nie, of dat sy musiek sal verdwyn in die naderdraai van die einde van sy lewe. Ek sterf nie so nie, het hy vir homself gesê. Die verandering het begin nie met 'n kopskuif nie, maar met 'n bekering van die hart. En toe het hy begin stap. Vroegoggend langs die Cumberland rivier, 1 blok het 2 geword, en later 'n myl. Hy het die verslawing aan kos in die oë gekyk, die wonde van sy verlede oopgekrap, eerlik geword oor die werklike honger wat nie wou stil nie. En toe het sy verhouding met kos begin verander. Hoender in die plek van ribbetjies, bessies in die plek van koek, en hy het lief geraak daarvoor. In 'n ou garage het hy eisters begin lig. Sweet en trane het dit geverg. Maar ongelukkig het niks gehelp nie. Die skaal het dieselfde gebly. Totdat hy moes leer om dit werklik stadig te vat. Die transformasie wat hy geweet het, hy nie net diep in sy hart, maar oor sy hele lyf nodig het, is nie 'n 3 maande projek nie.
is nie maar net 'n nuwejaarsvoorneme nie. Wat hy nodig het is 'n ganse verandering vir 'n nuwe lewe. 'n Nuwe hy. Voor hy die gewig kon verloor, moes hy eers homself verloor en in God vind. Hy moes ook leer om te vertrou, om geduldig te wees, nie moed op te gee nie. En vir die eerste keer in sy huwelik en in sy reis as 'n ouer, sy beloftes aan sy geliefdes hou vir langer as net 'n naweek of 'n nuwejaarsvoorneme. En toe, op die regte tyd, het die gramme begin val. 163 kilogram, 154 kilogram, 145 kilogram, 136 kilogram, waar hy vandag staan op 127 kilogram. 36 kilogram ligter. Op die verhoog het sy hemde losser gehang en sy asem het langer gehou. Onder dieselfde ligte wat vroeër gespot het, het hy nou geskyn. Hy het besef sy transformasie is nie net 'n beter weergawe van homself nie, maar dat hy geheel en al 'n nuwe mens moes word en dat dit slegs moontlik was deur die verlossingswerk van Christus. Ek luister hierdie week na sy getuienis en hy sê 'n sinnetjie wat my diep tref en my ook help vir waar ek vandag is, die laaste dag van 2025, op die vooraand van 'n nuwe jaar. Baie kan gebeur in 'n jaar. Baie kan gebeur in 'n jaar. Wat ook al vir jou voorlê, mag jy weet dat Christus onbeskaamd langs jou staan en dat die woorde van Jesus in die Hebreërsbrief ook waar is vir jou en jou geliefdes. Kyk, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Kyk, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Oor hulle is ek nie skaam nie. Ek het hulle lief. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.